gerus sit. Dankie Here vir die liefde. Dankie Here vir hierdie geleentheid. Here, ons is dankbaar. Ons is altyd weer dankbaar vir wie U is. En vir wat U vir ons doen, Here, U genade is oneindig groot. Here, ek vra dat U in elke hart sal werk vandag. Here, gebruik my ook net as U instrument. Here, werk in elke hart, Here, ons is toch hier om van U te ervaar, om deel te hê van U, die instelling wat U moontlik gemaak het. So Here, ek wil dankie sê vir die geregtigheid en die genade, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie welkom almal. Dit is 'n reënerige dag. Dankie vir almal wat gekom het. Ek verstaan, dit is weer wat mens by die huis wil bly. Ek dink na die diens gaan ek ook net by die huis bly vir die res van die dag. So vandag wil ek 'n bietjie met julle praat oor spesifiek oor rit. So ons doen Bybelse figure vir die maand. Ons het interessante temas al gehad wat vir my uitgestaan het. Dis nie die gewildes wat gekies was nie, en hoe ons op die kanaal hardloop is, al die mense wat saam op die kanaal is, gewoon ek laat weet ek hulle net, dis die tema vir die maand, en dan stuur hulle vir my die opname, en dan vat ons daar opname, en dan stek ek al die editing in en alles, en gaan deur dit, en dit is vir my wonderlik, die temas wat net uitgekom het met dit. So ons gaan praat oor rit vandag, 'n verhaal van getrouheid en verlossing. So voor ons begin, ek hou nog ons van stories vertel, en ek het hierdie storie raak gelees vanoggend. So dis hierdie vrou, sy's 'n baie goeie bakker. Sy 20 jaar al agter die rug, sy's al in haar 50's, wat sy haar eie bakkery, en so sy weet wat sy doen. So, sy is getroud met 2 kinders, wat vir my het sy het haar bakkery, en sy is nou 'n bietjie verveeld, want sy doen dit nou so lank, en sy het besluit, okay, ek gaan nou die perfekte koek bak, heel beste koek, maar ek gaan nie 'n resep volg nie. So sy week na week, sy laat niemand proe in die huis aan dit nie, want dit moet perfek wees. So sy vat dit, sy bak dit, dan sy bietjie te soet, dan sy bietjie te sout, dan sy nie hoog genoeg gereis nie, en sy is net nie tevrede nie. Sy gaan aan, sy probeer, en na 3 weke, na 10-20 koeke wat sy gebak het, kom sy nou by die huis, en die familie kom, en na al die lekker reke, sê nou, okay, hulle kan van hierdie koek, mag hulle nou kyk. So, hulle eet, en die kinders is soos, dadelik, is die beste wat ons al ooit gehad het, ons nie beter nie. Haar man is stil, haar man bly net, stil vir so 2 minute, en sy vra hom, wat nou? Hy sê nie, ek het die resep gebak met my ma vir jou gegee, die dag toe ons getrou het, 30 jaar terug. Sy kyk hom snaaks aan, en sy verstaan nou nie, waar die man praat nie, en sy gaan haal haar resepteboek uit, wat as ouma vir gegee, dit was 'n familie resepteboek, en sy sê die eerste resep van die koek is by die nommer presies soos sy dit uitgemeet het. En daar besef sy net, sy het 3 weke gevat om iets te maak wat reeds bestaan. En dit het al 'n bietjie in haar hart gewerk, en dit het wel wat wonder, hoekom het ek nie dit gedoen nie? So, wat ek lees uit die storie is, daar's 2 maniere ons na dit kan kyk. Eerstens, God het 'n perfekte plan. Ons hoef nie tyd te vat om ons eie weg te vind, met die Here het nou die weg bepaal.
Ons moet net die weg volg. Dan is daar die tweede deel van, ons kan kyk na die resep soos die skrif. Ons het klaar die basis, ons het klaar hoe om nader aan die Here te volg. Ons hoef nie uit ons eie uit te gaan en te sê, ek gaan julle in so 'n manier vind nie. Ons het klaar die riglyne in die Bybel. So kom ons skop af met die lewe van Rut. So haar verhaal is met 'n paar hoofstukke in die Bybel. So gaan ons lees Rut 1 vers 16. Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van jou weg te gaan en om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Soos ek voorberei het ook, wat vir my uitgestaan het van Rut is die uitdagings wat sy gehad het, maar die getroue persoon wat sy gebly het. So dit speel in 'n tyd van rigters af, die verhaal van Rut. Dit was 'n tyd van barbel. Dit was letterlik chaos, sorry vir die Engels. Dit was heeltemal 'n vervalde tyd in die tyd van rigters. Die mense het geestelik verval, hulle het moreel verval. Hulle kan na Rigters 21 vers 25 kyk. Rut was 'n Moabitiese vrou. Sy was van 'n heidense nasie. So sy was deur Israel, daai informasie was spesifiek vir my, weens hulle geskiedenis. Ons gaan nou na daai skrif, Rigters 21 vers 25 kyk, en dan kan julle ook Deuteronomium 23 vers 3 tot 6. So hierdie spesifieke boek ook, as jy ook kyk, dit wys na God se genade buite Israel. En hoe hy 'n getroue hart beloon. Die Here kyk na ons harte, die Here leer, die Here weet en ken ons hart. So as ons na die 4 hoofstukke van Rut kyk en bietjie dieper in dit kyk, gaan dit oor geloof, loyaliteit, voorsiening en verlossing. So ek gaan lees Rigters 21 vers 25. In die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. Ek kan net dink, as mense dit in 'n praktiese tyd vat soos nou, as ons die president het, of regerders of leiers oor 'n spesifieke plek nie, ek kan net dink die gemors wat dit sal wees. Deuteronomium 23 vers 3 tot 6, gaan vinnig dit lees. Geen Ammoniet of Moabiet mag lid van die gemeente word nie. Niemand uit hulle nageslag mag uit lid van die gemeente word nie. Selfs nie eers een van die 10de geslag nie. Is omdat hulle jou nie van kos en water voorsien het toe julle uit Egipte getrek het nie. En hulle vir Bileam, seun van Boar uit Petor en Mesopotamië gehuur het om jou te vervloek. Die Here jou God wou egter nie na Bileam luister nie, en die Here jou God het Bileam se vervloeking in die seën verander. Want die Here jou God het jou lief. Jy mag nooit in vrede leef met die Ammoniete en Moabiete nie, en jy mag nooit iets goeds aan hulle doen nie. Ons gaan oor na Rut 1. So ons kyk na die uitdagings wat sy gehad het. So dit was 'n hulle het onder 'n hongersnood gelei, en Elimelech met sy vrou Naomi en sy 2 seuns het toe verhuis as gevolg van hongersnood. Dit kan ons in Rut 1 vers 1 tot en met 2. Naomi se mans en seuns het gesterf en sy bly agter met haar 2 skoondogters, Orpa en Rut. Dis vir my ook, toe ek bietjie jare terug teologie geswat het, is iets wat hulle baie op die studie gewys het, is daai verhouding met Rut en Naomi. Ons gaan nie te diep in dit gaan nie, maar ek sien dit ook as sy het half onder haar vlerk gevat. Dit was nie haar eie kind nie, dit was haar skoondogter. Dit was vir my mooi, dit wys karakter, dit wys die karakter wat Naomi ook gehad het. 'n goeie karakter. Om na iemand anders te voorsien wat nie eintlik haar verantwoordelikheid was nie, maar sy het goeie karakter gehad.
So het Naomi besluit toe om terug te keer na Israel en beveel haar skoondogters om in Moab te bly. Okay, so ons kyk ook Rit 1 vers 16, jou volk is my volk, soos ons gelees het, en jou God is my God. So Rit kies om by Naomi te bly, en sy het ook gekies om haar geloof aan te neem. Ek glo dit is 'n voorbeeld vir ons. Ons moet in die onbekende ook gaan. So daar's ook twee maniere om na dit te kyk. So Rit het Naomi gevolg die pad wat sy die Here gehad het. So daai voorbeeld wat sy eerstens gestel het, so dis belangrik dat ons haar voorbeeld stel vir ander mense, daai liefde van die Here in ons toelaat, en dan kan ons ook kyk na Rit self, sy het in die onbekende beweeg. Ons moenie as die Here ons op 'n onbekende pad vat, iets wat ons nie 100% verstaan nie, moet ons net vertrou. Ons moet net 100% vertrou dat die Here 'n plan het. En dis ook waar dit terugkom na daai storie van die vrou wat gebak het. Ons moet net die Here se plan vertrou. Partykeer is die plan klaar uitgewerk, wel die Here werk altyd 'n plan uit vir elkeen van ons, want ons is elkeen so belangrik vir die Here. Maar ons moet net die plan vertrou, al sien ons nie die eindproduk nie. Okay, so hulle het toe weer teruggekeer na armoede en 'n bittere swaar kry. So dit was in Rit 1 vers 19 tot en met 21. So ons kan 'n tipe van loyaliteit sien en ook 'n keuse. Dan kyk ons na hoofstuk 2, dit gaan oor voorsiening en guns. So dis baie belangrik. So die lesse wat ons uit hierdie hoofstuk kan vat is, Rit het niks gehad nie, maar God het haar gelei na 'n seën, 'n plek van seën. So ons kan sien dit half in mekaar inval. Sy het die onbekende aangepak, sy het die Here vertrou, sy het 'n geloof aangeneem, 'n nuwe Here, die werklike ware skepper van hierdie heelal, en sy het vertrou. En die Here het haar gelei na seën toe. Dan het Boas vir Rit guns gewys, omdat sy 'n getroue en hardwerkende vrou was. So dit moet ook vir ons wys, harde werk word altyd beloon. So wat ook al ons doen in ons huidige werksplek of ons verhoudings met mense, ons moet net altyd aanhou probeer met mense. Ons moet net altyd aanhou en aanhou en aanhou. So Boas was ook 'n instrument in God se plan vir Rit en Naomi. Ons kan dit sien in skrifte wat dit akkommodeer is, Filippense 4 vers 19, Spreuke 31 vers 31 en dan Efesiërs 2 vers 10. So as ons kyk na die verhaal, Rit het besluit om lande, die aarde op te tel vir kos, en dis hoe sy beland het op Boas se land. So sy het in 'n nuwe posisie beweeg, en dis hoe sy toe aan Boas gekom het. Hy was 'n ryk man, 'n godvreesende man, en hy het guns gewys teenoor haar, en seën gewys teenoor haar. So sy het ekstra kos ook gekry, Boas was vriendelik teenoor haar, hy het half onder sy vlerk gevat, hy was amper soos 'n tipe van 'n verlosser vir haar, 'n losser. So ons sal nou uitkom wat losser beteken, en wat dit in daai tyd ook beteken het. So Naomi het Boas as 'n familielid gesien en besef dat God besig is om vir hulle pad te maak. Rit 2 vers 20. Ek wil net Filippense 4 vers 19 met julle deel. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Dis vir my wat vir my belangrik is, vir my wat uitstaan is, net die moeite wat ons doen vir mekaar, net om hier te wees, net om hier saam te staan, weet ons aanbid werklik God. Ons almal kom hier saam vir 'n uiteinde doel, en vir my is dit net belangrik dat ons kan ontvang, wel elke lid en elke gemeente lid wat kom, dat hulle net kan ontvang van die woord af. En dit is vir my altyd belangrik dat ons iets nuuts uitwys.
geestelike kos, geestelike groei. Ek wil hê elke diens moet ons kan uitstap en bemoedig voel. So, dis wat ek ook deur hierdie eerste 2 hoofstukke wil wys. Wees daar vir die vreemdeling, wees daar vir die mense wat nood het. Ons is tog daar om 'n verskil te maak en daar te wees vir mekaar. En dis wat ons ook, ek en Liesel ook vir elkeen wil doen. Ons wil net 'n verskil vir elkeen maak. Ons wil net beskikbaar wees. Ons wil net die koninkryk van die Here groter maak. Ons wil as 'n familie saam groei. So hoofstuk 3 wys uit na onderdanigheid en seën. So Naomi gee vir Rut toe raad om haarself beskikbaar te stel vir Boas as 'n verlosser. Dit kan ons in Rut 3 vers 1 tot 4. Ons gaan nou na die geskiedenis kyk van wat 'n losser was en wat dit spesifiek beteken. Rut is toe gehoorsaam aan Naomi en gaan na Boas in die nag en sy lê aan sy voete as 'n teken van onderdanigheid en respek. So as ons so kyk, dit was 'n moeilike tyd. Hulle moes vertrek het, Rut moes voor Boas gebuig het. Dit is nie, ek dink nie dit was maklik vir haar gewees nie. So Boas was toe beïndruk met haar karakter en hy het toe beloof om haar losser te wees. En hy het haar as 'n familie deel gemaak. Rut 3 vers 10 tot en met 13. So die lesse wat ons uit hoofstuk 3 kan vat is, Naomi was 'n raadgewer vir Rut. Sy het vir haar goeie raad gegee. Ek glo sy het die Here toegelaat om haar as 'n raadgewer. So raadgewers is belangrik as jy 'n raadgewer is of as jy raad ontvang van ander. Ek glo altyd jy moet mense in jou lewe hê wat vir jou mentor, wat by jou staan, waar jy ook vir mense kan. En mens kan altyd iets nuuts leer. Dit is die rol wat ons vir mekaar kan wees. Raadgewers. Ek glo raad is baie belangrik. Rut het nie gesoek vir haar eie belange nie, maar 'n lewe in die Here. So sy het eintlik haar lewe in die Here in die hande van die Here. Sy het in die onbekende beweeg. So as ons in die onbekende beweeg, kan ons net weet die Here is met ons. So ons kan ook in Prediker 3 vers 1 sien dat God se tyd is altyd volmaak. So ons moet werklik waar net God se tyd glo en vertrou. As ek kyk die laaste 5 jaar het ek self in die onbekende beweeg en ek het half die Here net vertrou. Selfs vir my om die kerk aan te gepak het was vir my onbekend. Soos ek laasweek ook gesê, dit was 'n stryd, dit was 'n terugskop gewees van my kant af, maar die Here het 'n plan gehad. En toe ek verder ook geluister het die week oor Jona, die Here het, as die Here 'n plan het, die Here 'n plan. Of ons nou gaan stry daarteen, of ons gaan veg daarteen, of ons gaan oorgee aan dit, die Here gaan sy plan wil uitvoer. So ons moet hom net vertrou. En hoe ons dis wat vir my mooi is, dit is wat ons daarvan maak. Ons kan soos die vroutjie wees wat die 3 weke gevat het, waar sy dit in 'n dag kon gedoen het. So ons moet werklik net die plan van die Here vertrou, al is dit onbekend. So hoofstuk 4 gaan oor verlossing en beloning. So Boas het toe onderhandel as 'n familielid en word toe uiteindelik Rut se losser en man. Rut 4 vers 1 tot 10. Rut het toe getrou met Boas en hulle het 'n seun gekry, Obed, en later die koning en oupa van Dawid geword het. So alles het so stelselmatig geplan. Ons sien dit nie altyd dadelik nie, maar Rut se onderdanigheid, Rut se gehoorsaamheid, Rut wat gehoorsaam was en in die onbekende beweeg het die lewe van Dawid moontlik gemaak. Rut 4 vers 13 tot 17. En dit is vir my mooi. Dit is die Here is met 'n meesterplan besig. En ek glo
dit is relevant vir ons in die kerk ook. Ons is hier vir mekaar, ons het, ek glo die Here het 'n plan met almal en alles, met hierdie gemeente ook. Die Here het 'n plan, ons moet net bidend bly en soekend bly. So, sy was ook 'n Moabitiese vrou en sy word toe deel van 'n lyn van Christus, Matteus 1 vers 5 tot en 6. So lesse wat ons kan vat is, sy het begin as 'n arm weduwee en geëindig as 'n voorspoedige moeder. Sy was losgekoop en ons kan dit vergelyk met Christus wat ons losgekoop het. Dis die waarde wat ons het. Sy was nie 'n nasie wat gesoek was in daai tyd nie, maar sy was vrygemaak. Sy was 'n Moabiet, maar God het haar gebruik in sy plan vir verlossing. 1 Korintiërs 1 vers 27. Dit is vir my wat spesiaal is. Dis wat vir my uitstaan is, die Here kies die ongewenstes. En ek het voorheen al op die kanaal gepraat oor, die Here kies Rut, 'n vrou met niks, 'n vrou wat uit 'n nasie kom wat hulle nie daai tyd gesoek het nie. En so kan ons na Jacobus se figuur kyk. Moses was 'n moordenaar. Hy was nie 'n goeie spreker nie, hy gehad, maar die Here het gekies dat hy Israel moet vrymaak. Dit is vir my spesiaal. Die Here kies jou, maak nie saak wat nie. Die Here wil jou gebruik, al taal alles teen jou. Wil die Here nog steeds sê, ek het 'n plan vir jou. So die Rutse lewe leer ons oor keuses, getrouheid, werksetiket en hoe God beloon wanneer ons op hom vertrou. Dit leer ons ook hoe om 'n vreemdeling welkom te laat voel in God se familie en hoe ons ander kan welkom laat voel in die geloof. Dit wys ons ook dat God 'n plan het, en verstaan ons dit nie altyd nie. Ek wil dit net afsluit met 'n finale gedagte voor ek oorgaan na die agtergrond van lossing. So, sy het haar toevlug aan Boas vertrou. En so moet ons toevlug in Jesus Christus vertrou. Hy is ons losser en ons verlosser. Hebreërs 12 vers 2. So as ons kyk na lossing in die Ou Testament, net om 'n agtergrond te skep waar dit spesifiek gegaan het en die rol wat Boas ingeneem het. So in 'n omgewing en samestelling moes 'n manlike familielid 'n verlore familielid en eiendomme teruggekoop het. So in 'n geval het haar man was toe oorlede en so die geld wat die man ook wat gesterf het, die naaste manlike familielid moes vir sy weduwee sorg en trou. So hy moes oorgevat het met dit. So dit verbind ons ook met Levitikus 25, 23 tot en met 28 en Numeri 5 vers 8. So die wet daai tyd het, so alles het weer in so 'n plek geval. Die wet daai tyd het dit ingestel om daai weduwees te beskerm. So dis 22 vers 22 en Deuteronomium 10 vers 18. En dan die vroeë kerk het ook diakens aangestel om vir weduwees te sorg. Handelinge 6 vers 1. So dis die voorbeelde wat mense daar uitkry en ons moet eintlik net daar wees vir mekaar. Dit is wat ek daar uitvat. En dan die lot van 'n weduwee is, dit was 'n man gedomineerde tyd. Die mans kon inkomste verdien, so vrouens was in 'n bietjie van 'n moeiliker tyd gewees. So vrouens moes die huishoudelike take verrig het en
weduwees kon ook die erfenis ontvang het nie, en as die oudste seun misluk het ook, moes 'n losser ingetree het. So, dis wat vir my ook mooi is oor Naomi en Rut, is sy het 'n taak aangevat wat daai tyd nie eintlik haar taak moes wees nie, maar sy het 'n verantwoordelikheid opgeneem. En ek glo ons moet 'n verantwoordelikheid opneem wat nie altyd ons in is nie. Ons moet net die Here vertrou. Ek glo as jy 'n verantwoordelikheid wil opneem wat nie joune is nie, vra die Here vir leiding, soos wat Rut het. Dan kan ons gou kyk na lossing in die Nuwe Testament. So as ons dit vertaal losser in die Nuwe Testament, gaan dit oor na verlosser. En Christus het plek geneem as ons ewige losser. Hy het ons vrygemaak van slawerny en sonde. So Jesus het daai laaste, ons kan die verhaal so in mekaar invat dat Jesus die finale losser is, ons verlosser. En ons is nou, ons kan half ons lewens met die situasie ook vergelyk. Meeste van ons is heidene, maar ons almal het genade ontvang. Wat vir my mooi is die Here se genade is vir almal. En is spesiaal. So ek wil net afsluit vandag met hierdie punte wat ons aangeraak het. Die voorbeeld wat ons moet stel. En 'n ding wat ek altyd na toe streef is, as iemand my benadeel of iemand my sleggesind is, dat ek nie dieselfde doen nie. So ja, ons moet met die vrugte dra van die Gees, die liefde en die genade van die Here. En ons moet regtig met die Here toelaat om die onmoontlike in ons te aktiveer. En ons almal het uitdagings elke dag. Party van ons het finansiële uitdagings, familie-uitdagings, daar's soveel uitdagings daar buite, daar's soveel gebrokenheid daar buite. Maar net om my skouer te wees vir iemand anders, net om daar te wees vir wie ook al, wees net beskikbaar, want ons het beskikbaar wees vir mekaar. En ons kan werklik waar, ons hoef nie om paaie te stap nie, dis waar ek meer wil afsluit, ons hoef nie om paaie te stap, ons kan werklik waar net die Here se plan vertrou, soos daai resept was klaar daar, dit het klaar bestaan, en was by die nommer presies dieselfde, was hy dit 30 jaar terug al ontvang het. Die Here het beloftes vir ons hoef nie te huiwer of terug te skop met die beloftes nie. Ons kan werklik waar net vertrou. So wat 'n situasie ons ook al is, ons kan net ons besluit. Here, U is getrou. U is 'n God van wonders. U is 'n God van liefde.